Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad donderdag die 20ste November 2025. Kan julle glo ons is alweer amper aan die einde van nog 'n maand in die begin van die kersseisoen eintlik, né? En vir my begin die kersseisoen altyd so hierso in begin Desember. Maar ons is al amper daar. Dit is net vir my ongelooflik hoe die jaar onder ons uitbeweeg. Net gou vinnig, ons het 'n somerbraai die 6de Desember, die Saterdag, so van 5:30 af, julle welkom. R120 'n kaartjie, ons gaan 'n bietjie vleis daarby sit, ons gaan so 'n varknekkie daarby sit, 'n bietjie hoender, 'n stukkie wors, ons gaan pap hê daarso, ons gaan kry roosterkoekie hê daarby, 'n slaai daarby hê, en pudding daarby hê, en alles vir R120. So kom geniet dit saam met ons. Julle kan kaartjies skryf by myself, bespreek vriende, of julle kan vir Karika bel 5522689021 vooraan en by haar ook bespreek. So julle is baie welkom. Dis die 6de Desember 2025, natuurlik nou sommer so om die draai. En dan het ons Kerssangdiens. Is die 9, en dit ek net gou my wering skry, ek dink dit is die 29ste as ek dit nie mis het nie, dis 'n Sondag, 9 uur die oggend, op altyd 'n ongelooflike lekker geleentheid om by te woon, so ek nooi julle met graagte uit soontoe. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie dat ons vandag by mekaar kan wees. Here, praat ek so met ons deur die woord. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Net so 'n regstellingkie, dit is Sondag die 30ste November. Ek dink dat ons kerkraadsvergadering wat die 29ste is. Is Sondag die 30ste November, hoor. Ja, ons is inderdaad lekker hierso binne in Filippense mee besig. Ons weet dat op hierdie stadium is die gehoor wat Paulus toespreek, mense wat afgetree uit die keiserlike wag uit. Dis taamlik vriende net Romeine wat daar so is, bitter min Jode wat in hierdie gemeentetjie is. Ons het vir mekaar gesê, dis 'n kolonie, 'n provinsie is iets wat geannexeer is. 'n Kolonie is 'n bufferstaat basies waar hulle dan nou hierdie afgetrede soldate sit, so vir hulle sit nou 'n dubbele ding vir die regering. Die eerste ding is of hulle dan amper al vergoeding te gee vir wat hulle gedoen het. Tweede ding is dat hulle dan nou ook beskerming kan bied as die vyand hulle aanval. So hulle meeste van ons, ek sê, in die keiserlike wag behoort. Daarom sal Paulus 'n sekere goed ook dan vir hulle sê, wees dan vastig, amper al weermagterme baie keer gebruik as hy met hulle kom praat, né? Ja, ek dink dit is sommer so kort as ek nou so vinnig dink daaraan. Ja, dis 61 na Christus geskrywe. Altyd belangrik, vriende, dit is letterlik 'n paar jaar nadat Jesus oorlede is, wat hierdie brief geskryf is, nog vars in almal se geheue. Jesus nog vars in almal se geheue. So dit is 'n besonderse brief. So ons het gister 'n bietjie stil gestaan by die laaste gedeelte van Filippense 1. Vandag skiet ons na Filippense 2 toe, en daar staan, sê Paulus vir hulle: aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart en een in strewe, né? So Paulus kom bepleit eenheid vir julle. Nou heel moontlik, dan was daar natuurlik mos nou, omdat hulle mos nou uit ander godsdienste goed uitkom, kan dit wees op daai stadium binne in die gemeente, dat daar 'n bietjie hier en daar 'n klein bietjie wrywing was, soos dan maar in gemeentes waar die algemeen bietjie kan plaasvind, van so 'n bietjie ander sieninge, vernaamlik as jy uit die heidendom uitkom, jy het Christene geword, liewe vriende, kan jy nou dink, daar is goed wat mos nou, hulle is mos nou vroeg Christene, hulle is vroeë Christene, hulle het nou net hulle geloof vir die Here omtrent gegee, dat daar mos nou goed kan wees wat skaaf, en dat die een sê, maar ek sien dit so, en die ander een sê, sien ek so, en dat daar 'n bietjie tweespalt kan wees, en kom sê, kom ek vir julle sê, die een ding wat ek graag wil hê, is dat julle eensgesind moet wees, een in liefde, een van hart en een in strewe. Dan sê hy, en dit is waar ek sê, ou trek met kan 'n bietjie hierna toe en daarna toe trek, en dit kan wees dat die een die dinge 'n bietjie wil doen, hy wil eintlik sy manier van doen is eintlik reg. Die ander ene, sy manier van doen is eintlik reg, en baie maklik bring dit natuurlik tweespalk in enige organisasie, in die huwelik, binne
in 'n gemeente. En dan gaan hy aan en sê, weet jy, kom ek sê vir julle, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander, né? So wat ek net vir julle gesê het, so die een kan hierdie kant toe trek, die ander kan daarin toe trek. Ek het die siening, daai ou het daai siening, en kan dan baie maklik tweespal kom, kan dan baie maklik uit mekaar beweeg. En sê Paulus vir jy, dit is nie wat kinders van die Here is nie. Dit is nie wat mense doen wat die Here aanbid nie. Jy kom en jy gaan dink nie aan jou eie belange nie, maar jy dink aan die ander. So wat beteken dit? Beteken dat jy stel jou in die ander een se skoene, né? Jy kyk met sagtheid na die ander ene. Jy laat toe dat daai een ook sy opinie het, né? Dit gaan nie net oor jou, oor me en me nie, né? Moet ek sy selfsug of eersug doen? So maklik kan 'n ou selfsugtig wees. Dit gaan net oor my, ek wil dit hê, of eersugtig. Jy wil eer hê, jy wil bekend staan as die persoon wat nou eerste dit gedoen het, of Paulus sê, vergeet daarvan, wees eerder eensgesind. Wees eensgesind. Daarom kom sê hy, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees en die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. En die een ding, vriende, wat liefde uit mekaar uitdruk, of het in 'n familie of 'n gesin is, vriende, tussen 'n groep mense, tussen vriende, tussen kollegas waar hy is, dan is dit wanneer iemand begin om selfsugtig te wees. Wanneer dit gaan oor, dis my opinie, dis al opinie wat geld en dis hoe dit is. En dis dan daar wanneer die goed begin skeef, want dit gaan baie keer oor eersugtigheid, en die persone kan dit baie keer baie maklik toemaak en 'n mooi, soos die Engels sê, package, né? Dit lyk asof dit 'n groter doel, maar eintlik ten diepste gaan dit oor daai ou se eer, of daai vrou se eer, gaan oor, terwyl sy is die eerste een wat doen, sy staan baie oulik, of hy staan baie oulik daarmee, gaan oor me en me. Paulus kom sê vir hierdie mense, hoor hierso, kom ek sê vir julle moet niks uit selfsug en eersug doen nie. Die een moet die ander hoër ag as homself of haarself, né? Dit gaan oor die ander een se belange. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En vriende, die oomblik wanneer ek en jy ons in ons huweliksmaat se skoene sit, die oomblik wanneer ek en jy in die kerk waar ons is, die gemeenskap waar ons is, die werk, die ander persoon se belange bo die ander een sit, dan kom Christus se agape liefde deur. Daai onvoorwaardelike liefde wat sê, weet jy, ons verskil van mekaar, maar weet jy, ons hou mekaar vas ten spyte van ons verskille. Die belangrikheid is dat ons ooreenstem, dat ons vir Jesus Christus in ons lewe het, né? Dis 'n man en vrou, vriende, kan dit baie meer maklik wees dat 'n man of vrou selfsugtig kan raak in 'n huwelik, né? Dat dit net gaan oor ek wil dit so en ek wil dit so, in plaas van om 'n bietjie terug te staan en te sê, maar hoor hierso, wat wil jy hê? Ek wil my in jou skoene plaas, want dis die voorbeeld wat Jesus vir ons kom stel, né? Ons gaan nou 'n bietjie in 2 in later om 'n bietjie oor Jesus se voorbeeld te praat in die volgende dag of 2. En dit is waarna ons moet strewe, né? Ons kan verskil van mekaar, maar vriende, ons moet mekaar altyd vashou. Dit moet nie gaan oor ons eie eer nie, moet nie gaan oor selfsugtige belange nie. Julle kan hom nou nog verder uitpak, as dis eintlik 'n baie lekker gedeelte hierdie. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.